Goeiedag en baie welkom. Ons skrifgedeelte vir vandag is uit Johannes 16, vers 32 tot 33. Kom ons lees saam. Kyk, daar kom 'n tyd, en dit het al gekom, dat julle uitmekaar gejaag sal word, elkeen na sy eie huis toe, en my alleen sal laat. Tog is ek nie alleen nie, want die Vader is by my. Dit het ek vir julle gesê, sodat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle swaar kry hê, maar hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin. Baie mense glo steeds die mite dat goeie dinge met goeie mense gebeur en slegte dinge met slegte mense. Iemand wat ek ken noem hierdie idee die dogma van regverdigheid. Die oortuiging dat God ons sukkelvry sal hou as ons net goed genoeg kan leef. Maar Jesus self wys hierdie idee af. In Johannes 16:33 sê hy nie as jy swaar kry ervaar nie, maar wanneer jy swaar kry ervaar. So hierdie is eintlik 'n waarborg, 'n belofte dat ons swaar kry gaan kry. Swaar kry en verdrukking is onafwendbaar. Die Bybel is realisties oor lyding. Jesus beloof nie 'n maklike lewe nie, maar hy bied iets veel dieper, vrede in hom. En hierdie vrede is nie die afwesigheid van probleme nie, maar die teenwoordigheid van God se oorwinning, selfs te midde van probleme. So is een ding om te sê dat die vrede van God vat alles weg. Sê nee, die vrede van God help ons om te werk binne ons omstandighede. Ons almal het stories van donker en moeilike tye. Ek kan jou besig hou met myne en ek seker jy sal my besig hou met joune. Maar meestal van die tyd, in daardie moeilike tye, sien ons nie lig of uitweg nie, maar baie keer as ons terugkyk. Baie keer is dit na jare, kan ons God se goedheid, beskerming en genade raak sien. En soms voel dit asof ons hierdie pad alleen stap, of gestap het. Weet, niemand help my nie, niemand kyk na my nie, niemand gee om oor my nie. Selfs gaan ons na God toe met hierdie idee. God gee nie om nie. God is afwesig, God is stil. In vers 32 sê Jesus dat sy disippels hom alleen sal laat. Die gedeelte in die Messies bring dit mooi na vore as hy sê, julle staan op die punt om weg te hardloop, julle eie velle te red. Ek het ander woorde vir dit, maar kan dit nie op die skerm sê nie, en in my in die steek gaan laat. Maar ek is nie verlate nie. Die Vader is by my. Al weet Jesus wat kom in sy eie lewe en al weet hy gaan op 'n stadium so voel, dit is nie so nie. Hy is nie alleen nie en ook nie ons nie. Ons word herinner dat Jesus die diepste moontlike eensaamheid ervaar het. Hy is deur sy eie vriende verlaat en deur die wêreld verwerp, maar tog sê hy, ek is nie alleen nie, want die Vader is by my. En dit is ons hoop. Dis ons hoop, selfs wanneer ons deur mense verlaat word, of deur die wêreld seer gemaak word, ons is nooit werklik alleen nie. Jesus sê hy gee ons sy vrede, sy teenwoordigheid. Ek dink aan die woorde van Jesus in Johannes 14, as hy sê, in die dag van die Heilige Gees na ons lewens toe kom, sal ons weet dat hy is in die Vader in hom en ons in hom. Ons kan nooit weer alleen wees nie. En hierdie vrede is nie 'n gevoel van kalmte wat kom wanneer alles goed gaan nie. Dis 'n diep innerlike sekerheid wat standvastig bly selfs in die midde van moeilikheid. Dis die vrede wat hier binne heers terwyl daar buite storms is. En ware geloof is nie net vertroue wanneer dinge goed gaan nie, maar om God te bly vertrou in die middel van onsekerheid. Ek dink in iemand se woorde wat eendag vir my gesê het, vertroue in God is nie dat God sal doen wat ons vra nie, of ons sal gee wat ons wil hê nie. Vertroue in God is dat ons sal vertrou in hom, in wie hy is, al doen hy vir ons niks. En dis presies wat Jesus leer. Ons swaar kry beteken nie dat God afwesig is nie. Dit beteken dat ons sy oorwinning nog nie ten volle gesien het nie, maar dit is reeds gewaarborg. Ons weet is daar, ons vertrou hom. Al weet ons nie wat om ons aangaan nie. Al kan ons nie die uitweg sien nie, al kan ons nie die einde van die storie sien nie.
Ons vertroue is in hom. En die belangrikste deel van hierdie teks lê vir my in Jesus se laaste woorde. Hy sê, maar hou moed. Hou moed. Ek het die wêreld klaar oorwin. Toe ek hierdie teks net weer lees, laat my dink aan hou bene hou. Net, ons moet dit net, jy gaan dit maak. En Jesus se oorwinning is nie net iets vir die toekoms nie. Dis iets wat reeds gebeur het. Die kruis en die opstanding het die mag van sonde, dood en gebrokenheid gebreek. Dit beteken dat ons swaar kry gaan hê, maar swaar kry het 'n vervaldatum. Dit beteken nie dat ons dit nie sal voel nie, maar dat ons kan weet, ten spyte van, in die middel van dit, dis nie die finale sê nie. As ons in Jesus se oorwinning leef, beteken dit om elke dag opnuut daaraan vas te hou. Dit vra dat ons bekommernisse, vrese en seer in sy hande plaas, wetende dat hy dit reeds oorwin het. Die gedeelte in Filippense 4 wil ek mee afsluit. Hy kom dan sê, wees oor niks bekommerd of besorg nie, maar maak al julle bekommernisse aan God bekend in julle gebede. En voordat julle dit weet, in my eie woorde, sal die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, ons hart en ons sinne bewaar. Vandag los ek jou met dit. Ek los jou met die bewustheid, dat moeilikheid is aan die kom. Moeilikheid is dalk nou hier, maar dit het nie die finale sê nie. En God self moedig ons aan. Hou moed. Hou moed. Ek het die wêreld oorwin. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir u genade, dankie vir u teenwoordigheid, dankie vir u oorwinning. Ons is meer as oorwinnaars vir dit wat u vir ons gedoen het. En vandag bid ek dat u ons sal help ten midde van ons omstandighede en ons swaar kry, ten spyte van wat ons beleef, dat u ons sal help en die hand sal vat en lei na plekke groter as wat ons ooit kan dink of bid. In Jesus naam. Amen.